Baie welkom by Dieper in Christus. Dat ek hierdie dubbel oë vir my afhaal. Baie welkom by Dieper in Christus. Dit is my voorreg om hierdie kursus met jou aan te bied, wat natuurlik behandel word uit my boek, die nuwe boek Christus, Dieper in Christus, die 8 fokusareas na geestelike volwassenheid. As jy al reeds die boek bekom het, is ek bly saam met jou, as jy hom nog steeds wil kry, jy is welkom om met ons te kontak, het ons seker maak dat jy ook jou exemplaar kan hê. Nou, hierdie boek het letterlik ontstaan oor die laaste 25 jaar. Dit is die opsomming van dit wat ons in ons gemeente leef en preek vir baie jare, en ek het dit net nog nooit neergepen en neergeskryf nie. Nou, geestelike volwassenheid is vir ons ontsettend belangrik, want ons speel in die vyand se hand deur ons onvolwassenheid. Dink maar net baie keer wanneer ons onvolwasse opgetree het in karakter, miskien in morele waardes, selfs in emosies, en ons dinge gedoen het wat nie verstandig en gespreek het van die wysheid wat in Christus Jesus is nie. Maar buiten dit, in die geesteswêreld, beteken onvolwassenheid ook dat ons nie ons posisie en gesagsposisie in die gees opneem nie. Ons onvolwassenheid ook rondom ons geloof, beteken dat ons nie die geloofsdade wat God vir ons bestem het ons moet doen, waarvan die Bybel 'n getuienis is, 'n versameling is van reusagtige geloofsdade. Ons kom net nie daarby uit nie. Hoekom? Dit is ons onvolwassenheid. Ons onvolwassenheid rondom menseverhoudinge en sosiale verbindinge, hoe ons nog steeds mense oordeel, volgens dalk kleur, ras of etnisiteit, hoe ons mense oordeel en takseer op hulle buitekant en nie die hart sien nie. Alles te doen met onvolwassenheid. Daarom is hierdie werk so ontsettend belangrik, en is ek so bly dat jy saam met ons gaan hierdie reis stap, om te ontdek, hoe maak die Here ons dan nou volwasse? Nou, net soos 'n kind, wanneer hy mos nog moet groei en ontwikkel, groei 'n kind mos nou van self. Jy hoef nie die hele tyd vir hom te sê, en daai merkies wat jy teen die muur maak, te gaan neerpen en sê, kom my seun, hierdie dag moet jy nou hard probeer om te groei, volgende week gaan ons jou meet, en dan, nee, jy groei van self. God het ons geskape om te groei. Maar ja, daar is bepaalde plekke, posisionering, waar ons onsself moet posisioneer, om optimale groei te kry, of te verkry. Dink aan die videoetjie wat julle gesien het by die begin, en is die van 'n boom. Ons almal weet dat vir optimale groei vir 'n boom, het hy die regte grond nodig. Reën en sonlig, so nou en dan moet daar bemesting plaasvind, en natuurlik besproeiing, waar ons by 'n plek kom, waar ons dalk bietjie moet snoei ook, en al hierdie aspekte laat die boom floreer. Optimale groei. Groei van self, ja, maar sonder hierdie elemente, kom hy net nie by die volkome groei wat vir hom bestem is uit nie. Daarom, in dieselfde manier, is dit so ontsettend belangrik dat ons sal groei. Ek wil dus vir ons gemeente en ons mense wat al vir soveel jare met ons geloofspad saamstap, hierdie avontuurstog agter Jesus om sy voetstappe te volg, is besonder. Dit is elke dag nuut leer, nuut groei en aanhou bly verander om gelykvormig te word aan die beeld van Jesus. Ons is die mooiste mense wanneer ons die meeste soos Jesus is. Nou, wanneer ons gaan praat oor hoe het ons by hierdie antwoorde gekom, wil ek iemand in die boek gaan blaai na bladsy 6. In bladsy 6 het ek 'n paar skrifte wat ek aanhaal. En dit is ontsettend belangrik dat hierdie nou mos nie Jan se idees of Harvester se idees. So ek gaan nie vandag in jou 'n Harvester kerk verkoop nie, want daar's baie ander gemeentes wat ook van hierdie waarhede leef en natuurlik daarvolgens handel. Dit is universele Christelike Jesus beginsels wat God van die begin van tye vir ons daar gestel het. Het ook te doen met wat is sy verwagting vir ons. Dit is ook nie Jan Oosthuizen se lering of dit wat hy verkondig nie. Hierdie is in wese, jy moet dit saam met my ondersoek en seker maak, ek praat die waarheid, dat hierdie is Jesus se manier. Nou kom ons kyk. Matteus 5 vers 48 sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is.
En die vraag is, sal die Here dan iets van ons verwag, so 'n belangrike opdrag en instruksie vir ons gee, wees heilig, wees volmaak, as ons dit nooit kan wees nie. So baie mense sê, nee, geen mens kan volmaak wees nie, geen mens is perfek nie, ons is maar net mens. Nou, dis waar, ons is almal in sonde gebore, en niemand kan sê dat hy nie sonde doen nie. Maar dan weer eens terug na hierdie opdrag. God wil hê ons moet volmaak wees, heilig wees. Wel, jy sien, dit is soos 'n ouer wat oor sy kind praat en sê, my kind, joh, wanneer jy goed is in wiskunde, goed is in tale, wanneer jy goed is in hierdie vak, jy maak papa se hart so bly. En hoekom sê ons dit? Wel, daai vakke gee die kind die onderbou om suksesvol te wees in die beroepswêreld. Dis ons droom, dis ons ideaal vir hom. Is hy enige persoon perfek in wiskunde? Is enigiemand perfek in tale? Nee, geen een is nie. Maar ons streef om hierdie areas in ons lewe te ontwikkel, sodat ons daardeur 'n beter mens kan wees. Dis dieselfde beginsel hier, is dat die Here wil hê ons moet soos hy wees. Inderdaad is dit so, dat wanneer ons tog nie volmaak is nie, wanneer ons sondig is, sonde bring skade, leuns, wanneer ons ontrou is, wanneer ons mekaar verraai, dislojaal is, wanneer ons trots is en hoogvaardig, wanneer ons uit 'n plek van hoogmoed en verwaandheid leef en praat en ons eie wil soek, ons eie wil afdwing op ander, wanneer ons net sommer lui is en sleg is. Wel, dis mos immers waarom baie mense skei en soveel mense in die egskeidingshof beland. Hulle beland nie daar omdat hulle maar net op 'n dag nie meer vir mekaar lief is nie. Nee, hulle beland daar oor dade, sondige dade wat seer gemaak het en uiteindelik kon geen mens sê, ek kan nie meer saam met dit leef nie, ek moet uiteindelik skei. So is dit ook die verbrokkeling van die meeste verhoudinge tussen ouers en kinders, tussen werknemers en werkgewers, is hierdie sondigheid, hierdie verkeerd wat ons doen. Daarom weer eens hierdie strewe wat God vir ons het, die ideaal wat hy vir ons gestel het en wat hy ook in ons geplaas het, ons het die potensiaal, ons is ons soos God geskape, ons is in sy beeld geskape. 2 Korintiërs 7 sê, laat ons onsself reinig van alle besoedeling van die vlees en gees en die heiligmaking en die vrees van God volbring. 'n Gelaaide vers, 2 Korintiërs 7 vers 1. Nou, eerstens is dit interessant dat die besoedeling hier is nie net vlees nie, maar is ook gees. Baie mense sê, my gees is perfek en heilig, my siel moet nog ontwikkel en groei, my vlees is sondig. Dis 'n dualistiese beskouing. Ons is immers in God se beeld geskape, drie-enig soos wat hy is, Vader, Seun en Heilige Gees, ons gees, siel en liggaam. En al drie, gees, siel en liggaam, kan besoedel word en kan onder die invloed van Satan kom. Ons praat baie keer van iemand met 'n verkeerde gees, en ons voel dit, nee, wanneer iemand met 'n verkeerde gees, 'n toksiese gees, of gesindheid, in 'n vertrek inkom, of in 'n geselskap inkom. Nou, hier sê hy, ons moet skoon word, ons moet skoon gewas word van hierdie besoedeling, en dan heiligmaking en die vrees van God volbring. Nou baie mense wanneer hulle die woord heilig hoor, dan sê hulle, nee, daai heilige Joes, hulle is too good, too holy, and higher than thou. ja, maar heilig is nie so nie. Jesus was immers heilig en geen sonde gedoen nie, en die sondaars het van hom gehou. Hulle wou by hom wees. Kindertjies was gemaklik om op sy skoot te kom sit en het 'n aantrekkingskrag tot hom gevoel. Heiligheid is immers net om soos Jesus te wees. En soos ek vroeër gesê het, ons is die mooiste, aangename, mees aantreklike mense, wanneer ons meeste die karaktereienskappe van Jesus weerspieël. Is dit tog nie die waarheid nie? Daarom is hierdie heiligmaking wat ons in die vrees van die Here, en ja, dis sekerlik die kern nie waar nie. Hoekom sondig ons? Wel, ons staan net nie meer in agting, en ons het ook nie meer 'n God in my bewussyn. Ons leef in kompartemente, en ons dink ons kan sê en doen wat ons wil, en dan kan ons sondig in die kerk, vir daai uur kan ons probeer heilig wees. Om heiligmaking en die vrees van die Here te volbring, beteken dit jy is heel dag intens bewus van die Heilige Gees wat hier by jou is. Van God wat hier by jou is, God Immanuel. Verder sê hy,
hier in Efesiërs 4:13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, almal van ons, nie net sommige nie, en van die kennis van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Goeie vriend van my en die beste, en ek het eendag in 'n gesprek gewees rondom om die wêreld 'n beter plek te maak, en sy uitdaging aan my was, Jan, het God ons werklik geroep om die wêreld 'n beter plek te maak? Is daar skrifte wat jy sê? En toe gesels ons oor, ECD's, kinderontwikkelingssentrums, hoe belangrik dit is om die eerste 1000 dae van jou opvoedingproses absoluut die regte stimulasie te kry, die regte voeding, die regte leerpatrone aan te leer, want dit vorm jou letterlik vir die res van jou lewe. Dit is ook so dat in die eerste paar jaar is dat as daar verwaarlosing was, as daar seer en pyn was in daardie tyd, jy die seer daarvan, die letsels daarvan vir die res van jou lewe dra. Maar natuurlik weet ons dat daar's baie kindertjies wat Jesus nie ken nie. So, ons het sondige kinders. En dan kan ons sê, maar dis opvoeding, nie? Mense moet opgelei word. Mense met die kundigheid nodig sodat hulle beroepe kan beoefen. Wel, dit maak slim sondaars. Of ons kan sê, ons moet ons mense 'n beroep gee sodat hulle inkomste kan verdien, want dis waaroor dit gaan. Ons moet werk skep. Wel, dit maak ryk sondaars. So hier is die punt is, die een ding wat die mees belangrikste fokuspunt in die wêreld behoort te wees, is om alle mense tot die kennis van Christus Jesus te bring. En natuurlik nie net kennis, soos in kennis dat ons hom ken nie, maar dat ons hom ken. Dat ons inderdaad werklik weet wie hy is, dat ons hom beleef en sien en ervaar, dat hy vir ons 'n werklikheid is. En dis wat hierdie vers sê, sou die hele mensdom, amper 8 biljoen mense, sou hulle werklik Jesus ken, sou ons nie dan alreeds hemel op aarde gehad het nie. Kolossense 1:28, dat ons elke mens volmaak in Christus Jesus kan stel. Weerens die idee van volmaak. Kolossense 2:10, in hom is julle ook volmaak gemaak. Ja, van ons wil nie altyd so volmaak nie, nee. Hebreërs 6:1, laat ons voortgaan tot die volmaaktheid. Jakobus 1:4, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, sonder dat julle enige iets kort kom. 1 Petrus 5:4, die God van alle genade sal self julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Hier is 'n mooi vers. Hierdie is die boodskap van hierdie boek. Sien, geestelike volwassenheid is nie werke nie. Dis nie geestelike oefeninge wat jy jouself voorneem soos nuwejaarsvoornemens nie. Nee, God wil ons volmaak maak. As ons na sy stem luister, as ons ingestel is om sy stem te hoor, as ons in 'n gemeenskap van gelowiges ingeskakel is, as ons begeerte het om reg te doen, werk hy hierdie reg doen en volmaaktheid in ons en help hy ons om geestelik te groei. Ons moet net saam met hom werk. 2 Petrus 1:8, sodat julle nie ledig, lui en onvrugbaar is in die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Uiteindelik is dit tog God se droom, dat ons soos bome sal wees geplant by waterstrome wat vrugte dra op sy tyd, wat se blare nie verwelk nie, en wat suksesvol is in alles wat ons doen. Nou ja, as hierdie goed jou opgewonde maak, is jy op die regte plek. Want dit is waaroor hierdie hele boek handel, is hierdie opvoedingproses, hierdie opgroeiproses in Christus. En waar en hoe moet ons onsself posisioneer, sodat hierdie groei spontaan, gemaklik en vanself as te ware natuurlik gebeur. Want dit is iets wat hy in ons werk. Nou, onlangs terwyl ek met my moderator praat rondom my verdere studies, en dit gaan handel ook oor geestelike volwassenheid, vra ek sê ek vir hom, maar ons gaan praat, of die verhandeling gaan oor geestelike volwassenheid, hy sê vir my, wat's dit? Natuurlik dink hy natuurlik het 'n sekulêre oogpunt, want wat is geestelike volwassenheid nou eintlik? Hoe moet ons dit definieer en wat is die standaard? Nou, in ander taal, as jy vanuit 'n koöperatiewe perspektief dink en praat, dan sal ons sê, in enige werk of beroep, soek ons mense van hoë menslike kapitaal, met
Met ander woorde, ons soek ontwikkelende mense, mense wat wil leer en wil verander en opgroei en vaardig is in hulle werk, hulle beroep. Ons wil mense weer wat verstandig is en wat selfgedrewe is, wat vir hulle self kan dink, krities kan dink, oplossings kan dink, proaktief kan wees. Ons soek mense wie se karakter bestendig is en wat nie rondgegooi word deur uitdagings nie. Hulle moet standvastig wees, hulle moet betroubaar en getrou wees, hulle moet stiptelik wees rondom hulle werksetiek. Hulle moet mense wees wat sosiaal aanpasbaar is en met almal oor die weg kan kom en kan vriendelik wees en nie kinderstories en stories en verdeeldheid bring. En mense wat sosiale seën bring, nee, wat lekker met almal saamwerk, wat aangenaam is om mee saam te werk. Ja, ons soek produktiewe mense, hardwerkende mense, mense wat waarde toevoeg tot ons maatskappy. Toe ek al hierdie terme gebruik, sê ja, nee, nou weet ek waarvan jy praat. Nou immers, as hierdie goed belangrik is vir die beroepssektor, is dit belangrik vir die Here. Dit is presies wat die Here wil hê, is dat ons as volkome mens, volkome sal ontwikkel, ons sê altyd die volkome genesing van die totale mens. Nou ek het hierdie aspekte in 8 groeperings verwerk as 8 standaarde of dan nou ontwikkelingsfases. Nou die eerste is om geestelik vervuld te wees. Nou geestelik vervulling beteken jy is geestelik gewortel, jy het 'n interne wêreld wat sterker en groter is as die natuurlike wêreld. Met ander woorde, in die natuurlike wêreld gooi jy nie om nie. Of jy nou min geld, baie geld, of jy aansien of nie aansien het nie, jou binnewêreld is gesond, jou geesteswêreld. Met ander woorde, jy is geestelik, in die Engels connected, jy is geestelik verbind in 'n harmonie, die Afrikaans praat so mooi van in verbondenheid. Met ander woorde, dis nie net 'n verhouding nie, dis om in eenheid met God deur sy gees te wees. In ander woorde, dis om vol van die Heilige Gees te wees, om vervuld te wees met God. Mense moet God beleef wanneer hulle in jou teenwoordigheid kom, geestelik vervuld. Dan sê ons fisies gesond. Wel, fisies gesond beteken dat soos ek as baba volmaak geskape is, ek gelukkig is om volmaak geskape te wees, om dan nie enigsins deur swak gedrag of swak kyk na hierdie liggaam wat God my gegee het, dan nou nie meer kan doen wat ek kan doen nie. Want ek kan nie meer loop nie, ek kan nie meer buk nie, ek kan nie meer beweeg nie, want vir watter rede ook al. Geestelike of fisiese gesondheid het iets daarmee te doen dat ons hierdie liggaam oppas en dat hy optimaal funksioneer vir dit wat God hom voor geskaap het. Intellektueel verstandig beteken is iemand wat denkend is, iemand wat leergierig is, iemand wat verstandig dink, wat nie net rondhardloop met 'n bietjie inligting. Hulle sê 'n klein bietjie inligting is baie gevaarlik, klein bietjie kennis. Nee, dis iemand wat relevant is, wat die tekens van die tye verstaan, wat weet om diep te dink oor dinge, wat dink. Baie van ons het al onvolwasse dinge gedoen, ons sê, is nou dat ek gedink het. Verstandigheid het te doen met ook wysheid, om te weet wat om te doen op bepaalde tyd, hoe om 'n moeilike situasie reg te hanteer. Ons praat dan ook hier van emosionele volwassenheid, dis natuurlik 'n nuwe ding, is EQ, to have emotional intelligence, en dit het te doen ook weer dat ons emosies kan handhaaf, maar nie net weet hoe om ons eie emosies te reguleer nie, maar ook hoe om ander emosies te verstaan en te begryp. En as ons kan te help reguleer, is om emosionele stabiliteit te hê. Jy word nie rondgegooi deur emosies nie, jy gebruik jou emosies, maar jy is 'n verstandige mens wat kan huil. Baie mense is so intellektueel dat hulle nie hulle emosies gebruik nie, en emosies is deel van ons bestaan. Identiteit koersvas beteken dat ek weet wie ek is. Paulus sê so mooi, hy sê ek is wie ek is deur die genade van God. Ek sal sê, my deur geen menslike hof laat beoordeel nie. Ek beoordeel nie eers myself nie. Ek sal deur die Here beoordeel word. Nou daai identiteit vasheid, nee, koersvas. Weet wie ek is. Maak en vergelyk myself nie met ander nie. Probeer nie soos almal wees nie. Ek weet wie ek is. Weet wat my sterkpunte en my swakpunte is. En ek leef vanuit my bepaalde uniekheid. Ek hou my besig met dinge wat net ek kan doen en waarin ek goed en vaardig is.
Omgewingsverantwoordbaar beteken dat ek tree verantwoordelik op met die hulpbronne wat God my gegee het. Die huis waar ek woon, die kar waarin ek ry, die liggaam wat ek het, en natuurlik die natuur. En ek kyk daarna, ek is 'n tuinier wat hierdie hulpbronne versorg en dit beskerm. Ek is finansiëel standvastig. Ja, dit beteken dat, soos Paulus sê, of ek nou niks het of baie het, weet ek om ver genoeg te wees, maar dit beteken ook om te weet hoe met geld te werk. Ek spaar oordeelkundig. Ek weet hoe om reg te spandeer. Ek het 'n begroting en ek het sekere beginsels en reëls waarvolgens ek goeie finansiële bestuur toepas. Aan die einde van die dag wil ons finansiëel so selfstandig wees dat ons nie 'n las vir enige iemand anders is nie, maar dat ons vir onsself kan sorg, uiteindelik vir ons kinders kan sorg en miskien selfs vir ons kleinkinders kan sorg. Wow! Is dit nie die droom vir elkeen van ons? Laastens is sosiaal voorbeeldig. Ek het gespeel met die woord, want ek wou ook gesê het, sosiaal geïntegreer, maar ons kan nie met almal sosiaal integreer nie, maar dit beteken dat, soos ek nou gesê het, jy weet hoe met mense oor die weg te kom, jy weet ook hoe om met jou vyande te werk, en jy weet hoe om vriende te maak, hoe om jouself sosiaal te handhaaf, maar bo dit alles, voorbeeldig, met ander woorde, jy leef so, dat mense opkyk na jou, mense na jou wil luister en mense graag sal wil hoor wat jy te sê het en hoe jy leef, omdat jou lewe 'n voorbeeld is. Uiteindelik hoop ek dat deur hierdie vinnige opsomming ons iets verstaan van wat is God se standaard waartoe hy ons dan nou wil volwasse wil kry. Nou, 'n baie interessante aspek wat ek juis vir hierdie boek hier op die einde, eers 'n maand of 2 terug, het ek hierdie hoofstuk bygevoeg. En ek het begin dink oor die hele kwessie van sielkunde, waar ons praat oor consciousness, bewussyn. En sielkundige sukkel en selfs filosowe om werklik die menslike bewussyn te verstaan. Want dis daai deel van ons bestaan waar ons op enige bepaalde tyd, soos hulle sê, aware is, wakker is, versus jou onderbewussyn. Maar wanneer jy wakker is jy bewus van jou wêreld, jy is bewus van die mense, jy is bewus van die dinamieke in daai wêreld. Met ander woorde, soos wat jy geestelik, of nie geestelik nie, maar hoe jy ontwikkel as mens, as jy nou byvoorbeeld dink in jou die puber stadium, daai 2 jaar of tot 2 jaar, 3, 4 jaar oud, dan is jou bewussynsselle pre-reflektief en dit is 'n sensoriese bewustheid. Met ander woorde, ek is heeltyd bewus rondom wat ek aan kan raak en vat. Jy het nog nie 'n besef of 'n bewussyn rondom die abstrakte of die sentimentele nie. Liefde is vir jou 'n soentjie. En jy is ingestel op die natuurlike fisiese dinge, die versorging, kossies wat jy moet kry om lekker te kan speel. En dit is die kinderfase. En dan beweeg ons in die vroeë kinderjare die egosentriese bewussyn. Dis nou waar tieners begin op hulle self ingestel raak, of kinders, nee, hulle is nou daai pubers. Ons liggame ontwikkel, ons begin agterkom soos 'n meisie of 'n seun. Ons begin agterkom, ek wil my bed hê, ek wil my kamer hê. Begin nee sê vir dinge, begin my eie wil ontwikkel. En dan as ons verder gaan, is daar die sosiale groepsbewustheid fase, dis wanneer ons in ons adolessensie raak, en dis wanneer ons van die teenoorgestelde geslag bewus raak, weens bewussyn, en ons begin agterkom, ons moet, hulle lyk so mooi, en ons wil hulle beter leer ken, en ons wil eksploreer. En dan verder is daar die selfreflektiewe, dis die fase waar ons in beweeg in die vroeë adolessensie, dis in hierdie fase waar ons begin ons self handhaaf. Nou hierdie is baie interessant, dis kinders word bewus van sosiale reëls en normes, dis veral kom ons in hierdie fase praat van groepsdruk, en mense is bewus dan skielik van wat is die reëls, en of ons rebelleer teen daai reëls, of ons aanvaar het, of ons aanvaar het nie. Daar's die fase van jong volwassenes, die interpersoonlike en verhoudingsbewussyn. Hier begin ons dan nou trou, ons het kinders, ons moet onsself handhaaf in die lewe rondom ons magsbasis, ons moet onsself posisioneer as 'n entiteit, 'n agentskap, ek het 'n beroep nodig, ek het 'n werk nodig, ek moet myself handhaaf. En dan begin ons inbeweeg in die middeljare, volwasse ouderdom, waar ons in die sistemiese globale bewussyn, ons word bewus van die wêreld, ons word bewus van politiek en ideologie, ons word bewus van ons bejaardes, ons ouers, van wie ons dan begin moet na kyk, ons kinders moet groot word, ons moet na onsself kyk, so jy begin 'n groter bewussyn van 'n groter wêreld, hoe jy jouself in hierdie wêreld posisioneer, en hoe moet jy jouself posisioneer, en laastens is die volwasse, of dan 'n bejaarde fase waar ons in die transcendente en die geestelike bewussyn.
Nou, jy vind mense 'n diep geestelike en spirituele verbinding met God, maar met die hiernamaals. Ons begin aan meer dink oor die hiernamaals, oor die ewigheid. Ons begin dink oor nalatenskap. En ons begin transcendeer. Met ander woorde, ons groepeer alles wat ons so ver van bewus geword het, wat ek so ver genoem het, en jy groepeer dit. Jy het wysheid om dit alles holisties te begin sien en te verstaan. Jy word minder opgewerk oor dinge. Jy raak rustig en kalm. Jy sien so as te ware deur dinge. Nou, uiteindelik, toe ek hierdie waarhede raak sien rondom bewussyn, toe besef ek hoe slim die Here. Ek sê dit altyd so, hy is mos nou nie net slim nie, hy is die ewige wysheid en ewige kennis. Maar dit het my net so verstom hoe presies en eksakt die Here dinge vir ons gemaak het. Want toe skielik besef ek, hoekom daar 5, en dis wat ons in die boek gaan hanteer, is daar 5 verskillende ontwikkelingsareas waarin die Here ons ontwikkel. Nou, baie van julle sal weet, en ek glo saamstem, dat as jy net na preke luister, sê maar jy behoort nie aan 'n kerk nie, jy is in geen geestelike liggaam verbind nie, jy het 'n paar geestelike vriende wat jy so nou en dan mee kuier, en jy luister basies na preke. Gaan jy geestelik groei? Miskien sal jy. Maar jy kom kort aan sekere ontwikkelingsfases waardeur jy eenvoudig nie gegaan het nie. Dit beteken ook, en jy sien dit, dat so baie kinders van die Here is nog in die puberfase. Hulle bid nog net oor hulle eie behoeftes. Alles gaan oor my werk, my aansien, my pyn, my seer. En dan, wanneer ons 'n bietjie ontwikkel, begin ons dan nou daarom ten minste dink aan ons familie se pyn en sê ons bid dan vir ons kinders en ons familie en ons mensies. Hey, maar daar's 'n wêreld daar buite. En die volgende ek nou vir jou wil gee is vir my dis vir my die wow oomblik. Ek onthou jare terug, toe ek die eerste keer by Harvester gekom het, en dit gaan nie nou hier oor Harvester of 'n kerk nie, ek probeer nie 'n kerk verkoop nie. Maar iets wat my werklik opgemerk het, oor hierdie gemeenskap van gelowiges wat ek daai tyd leer ken het. En ek was op daai stadium al 7 jaar in die bediening, was al my gemeente, my eerste gemeente in Krugersdorp, toe in Brakpan, en ek het op daai stadium werklik verstaan hoe moeilik dit is as predikant, om 'n gemeente, 'n groep mense te probeer lei en te probeer stimuleer na geestelike volwassenheid. Ek was oorweldig oor die krisisse en issues wat ek elke dag moes hanteer, soos ek letterlik moes rondhardloop om baba se doeke om te ruil. Dis hoe dit vir my gevoel het. Ek was letterlik amper oorweldig oor hoe geestelik onvolwasse 'n groot deel van God se kerk was. Toe ek by hierdie gemeente Harvester kom, het ek vinnig mense leer ken. Ek onthou ek was al buite in 'n parkeerarea en iemand het na my toe gekom en vir my 'n profetiese woord gegee en ek dink, wow, sommer net 'n jong kind. Ek dink hy was nie 18 of 19 en dit was so akkuraat. Later tydens die diens het ek nog 'n profetiese woord ontvang en ek gedink, wie is hierdie mense? Terwyl ons in die diens vir mekaar in die diens was en aanbid het, was daar tyd om vir mekaar te bid. Skielik het daar iemand by my kom staan en vir my gebid en dit was so akkuraat, dit was so wow. Toe ek die eerste mense leer ken het en met hulle begin kuier, was ek net verbaas om te sien dat gewone lidmate het 'n goeie grondslag van die woord. Hulle verstaan geestelike kernbeginsels baie goed. Hulle weet om geestelike oorlogvoering te doen. Hulle weet hoe om siele na die Here te lei. Hulle weet hoe om God se stem te hoor. Ek was net, wow, geestelike volwassenheid reg hier om my. Vir 'n paar jaar het ek probeer agterkom, maar hoe het hierdie mense dan nou so geestelik volwasse geraak? Deel van dit was 'n tipe van 'n herlewing wat ons daai tyd beleef het, maar ek het gou gesien, dit was nie kerkprogramme nie, dit was nie aktiwiteite nie. Ek sou later uitvind wat ek nou met jou gaan deel, dat die 5-fout bediening waarvan ons in Efesiërs 4:11 lees, dat toe Christus opgevaar het, hy 5 bedieninge gegee, die van die apostel, profeet, evangelis, leraar en herder. Hierdie 5 fokus bedieninge het elkeen, of ander woorde, al 5 hierdie bedieninge het 5 fokus areas wat verskil. En elkeen van hierdie areas waarin hierdie bedieninge fokus is 'n ontwikkelingsfase. Byvoorbeeld, wanneer jy aan 'n herder blootgestel word, wat herders doen is hulle fokus om 'n liggaam te bou, 'n gemeenskap te bou, community, koinonia. En hulle wil mense aan mekaar verbind, dat ons van mekaar bewus raak. Ja, baie van ons wil ons nou net met ons soort
kuier, maar die liggaam van Christus is 'n liggaam van diversiteit. En so in 'n liggaam, in 'n familie, leer jy om vir ander mense om te gee, en jy leer diversiteit, jy leer dat daar's arme mense, en hulle het ander behoeftes, en hulle koppe werk aan. So hoe meer jy mense se stories hoor in hierdie liggaam, of hulle lief raak, oor hulle besorg raak, en hoe ons lewens met mekaar verweef raak, gebeur daar 'n klomp geestelike groei binne ons wat wow is. Ons ontwikkel empatie. Ons ontwikkel om nie so op onsself ingestel te wees nie. Ons ontwikkel die sosiale vaardighede om te kan eerlik wees, hoe om te kan goed kommunikeer, hoe om my saak te kan stel, hoe om te kan praat voor mense. Ek ontwikkel as mens om my eie mens te kan word. En al dit gebeur in hierdie tydperk van liggaam wees. Herderlike versorging. Dan, wanneer ons by die profeet kom, die profeet het 'n ander fokus. Die profeet maak ons bewus van die geesteswêreld, hoe om God se stem te hoor. Elke profeet in die Bybel het altyd gesê, so sê die Here. Is dit nie God se bestemming en roeping dat elke liewe mens God se stem sal hoor nie? Dat elke mens sal kan sê, so sê die Here. Nie net die pastoor, die leraar, die geestelike leier nie. Nou, die profeet verder, weet ons was bidders, en hulle was ook aanbidders. So hulle het geweet om te bid, hulle het geweet om in te tree vir 'n nasie. As jy dink aan Nehemia wat intree vir sy mense met die vervalling of die val van die mure, die herbou van die mure. Ons sien lofprysing, Dawid wat die psalms vir ons skryf en ander, en ons leer iets van hoe om die Here te loof en prys met uitdrukkings van lof wat ons hele menswees behels, gees, siel en liggaam. Skielik raak ons bewus van die geesteswêreld. Gehasie wat ontdek wanneer die Here sy geestesoë oopmaak, dat die wat vir ons is meer as die wat teen ons is. Jy kom agter dat daar 'n demoniese, donker geesteswêreld, maar dat God ons bestem het om te heers in hierdie wêreld en om gesag en autoriteit te hê oor slange en skorpioene en oor alle boosheid. 'n Geestelike bewussyn. Skielik ontwikkel ons dan by die derde fokusarea is die van 'n leraar. Soos wat ek vandag met jou praat en ek is 'n leraar, is die fokus wat ons het op Jesus, wat ek vroeër gesê het, van die kennis van Christus. Dis nie net kennis nie. Deesdae kry jy allerhande winde wat waai. Ek onthou jare terug, was daar mense met wie ek ontmoet het, wat my probeer oortuig het van ek moet die Sabbat hou op 'n Vrydag. En ek hou, saam met Chantal is ons gewoonlik by Vrydag 5:00 tot Saterdag 12:00 is ons tyd wat ons rus, tyd vir mekaar, tyd vir die Here, tyd om net af te skakel en regtig net te ontspan. Maar ek doen dit nie met 'n Joodse Sabbatviering en 'n maaltyd en al die rituele wat daarmee saamgaan nie. Maar hierdie persoon het my oortuig dat as ek nie die Sabbat vier nie, doen ek nie die wil van die Here nie, stel ek die Here te leer. Want dit is 'n wet, ek moet dit doen. En ja, ek gaan die Here mis. Ek is nie volkome heilig en volkome in die Here tot ek nie hierdie praktyk doen nie. En so kan ek baie ander voorbeelde gee van mense wat op sekere goed fokus. Dinge wat jy moet doen, dan sal jy. Die Bybelse lering sentreer net op Jesus Christus. Leer hom ken. Leer hom ken. Leer sy wil verstaan. Wat is sy waardes? Wat is vir hom belangrik versus wat is vir jou belangrik? Leer dink soos wat hy dink. Hy dink anders as ons. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Leer om te praat soos wat hy praat. Leer om te doen soos hy doen. Jesus het immers ook 'n klomp wonderwerke gedoen en vir siekes gebid. En weer eens terug na die bewussyn van die profeet, is dat daar 'n geesteswêreld. Ons wil soos Jesus wees in karakter, maar Jesus het ook 'n klomp geestelike, bonatuurlike, supernatural goed gedoen. En moet ons nie ook as gelowiges almal uiteindelik geoefen wees in die bonatuurlike geestelike goed nie. Nou, dis wat die leraar doen. Hy fokus ons op die persoon van Jesus Christus. En dan die evangelis. Soos vroeër gesê, die evangelis maak ons bewus van die mense daar buite. Ons natuurlike menswees is dat ons groepeer rondom die mense van wie ons hou. Ons spandeer tyd met die mense van wie ons hou. William Booth, die bekende leier van die Salvation Army, het gesê en 'n preek gebring waar hy die wêreld vergelyk het met 'n
intense storm. Hy sê die wêreld is 'n see van storms wat nooit ophou nie. En op hierdie see van storms is daar drenkelinge wat van die bote af en van hulle selfbehoud afgeval het en wat in die water ronddryf en baie van hulle, duisende miljoene van hulle verdrink. En dan sê hy, ons as gelowiges was bevoorreg dat die Here verbygekom het en vir ons 'n reddingsboei in Christus Jesus gegee het en dat hy ons gered en het ons nou op 'n platform, 'n rotsagtige platform is waarin ons nou kan vrede hê. Hy sê nou is die hartseer dat so baie van ons as gelowiges nou net leef vir hierdie platform. Ons hele bestaan is op hierdie platform. Ons bid dat die Here ons sal beskerm op hierdie platform. Ons bid dat ons familie tog veilig sal bly en dat daar genoeg kos en voorsiening sal wees vir ons wat op hierdie platform bestaan. Ons hele wêreld is net om ons. Maar daar is mense wat elke dag vergaan wat Jesus nie ken nie. En saamel raak het ons nie eers meer nie, ons dink nie eers daaroor nie, ons bid nie eers daaroor nie. En dan maak hy die diep appel en hy sê, o mense, kom nou. Hier's 'n bewussyn wat jy nodig het om te ontwikkel in volmaaktheid in Christus Jesus. As jy is 'n sendeling, jy's gestuur, elkeen van ons, om soveel as moontlik drenkelinge te probeer red. Die laaste fokus is die van die apostel. Die apostel maak ons bewus van juis, ons sending, ons roeping. Wat is my rol in God se koninkryk? Is ek 'n leraar? Is ek 'n apostel? Is ek 'n profeet? Of is ek net 'n geer? Is ek in die bediening van hulpverlening? Is ek in die bediening van vrygewigheid en hospitality? Dis so lekker een, hè, dat ons vir mense verwelkom. Daar's soveel verskillende bedieninge, die van diaken, die van ouderling, en elkeen van ons het 'n bepaalde rol en funksie in hierdie liggaam. Ons beroep, dit wat ons doen, is tog ons sendingsveld, dis waar ons werk. Dis die wêreld waar die Here ons invloed gegee het om juis in daai beroepswêreld mense te lei, mense dit aantreklik te maak om ook volgelinge van Jesus te wees. Ek hoop jy is so opgewonde soos ek. Nou, hierdie boek gaan in 2 dele wees. Die eerste deel hanteer ons, hoe word jy 'n kind van die Here? En die 3 absolute fondasiestene van ons geloof, naamlik bekering wat natuurlik nie net elke keer jou hand opsteek en skuldig voel oor jou sonde nie, maar 'n bekering en 'n werklikheid word waar Jesus vir jou so 'n werklikheid word, dat jy sy geskenk van reg leef en geregtigheid ontvang. Dis die vermoë, die goddelike vermoë om weergebore te wees, nuwe mense wees, 'n nuwe DNA, en hy werk as te ware hierdie godsvrug in my. Tweedens gaan ons praat oor die doop, die lewe van simbolies gesimboliseer in die doop, 'n lewe van aflegging, van selfverloning en sterf tot self. En hoe lyk dit? En ons gaan praat oor die vervulling met die Heilige Gees. Hierdie is 'n lekker een, want daar praat ons oor die gawes van die Gees en die bonatuurlike wat die Here vir ons kom oopsluit het, 'n arsenaal van geestelike wapens wat ons versterk om in hierdie wêreld te floreer. En dan hierdie 5 fokusareas. Die van die herder, herderlike versorging in die liggaam, die van die profeet, wat ons oopmaak om God se stem te hoor, ons ore instel op sy hart, die leraar wat ons leer wie Jesus Christus is, die evangelis wat ons leer om siele georiënteerd te wees en uiteindelik ons sending en ons roeping te verstaan. Hierdie volheid bring geestelike volwassenheid. In so gou as 2,5 jaar. Ek het dit fisies getoets en oor gesien dat mense wat deel raak van hierdie program, as ek dit so kan noem, en regtig aktief deelneem in al 5 hierdie areas en wat ontwikkel. Ek sien dit in 2,5 jaar kan jy hulle stuur, hoef jy hulle nie meer te paai nie, hoef jy nie meer doeke om te ruil nie. En die mense staan vastig in hulle geloof, selfs in die moeilikste tyd, sal hulle deurstaan en hulle geloof behou, en hierdie mense is vorstelik. Bome, reusebome, soos daai prentjies wat ons in die begin gesien het, wat 'n habitat word van genesing vir so baie mense. Dit is God se hart vir my en jou. Baie dankie dat jy deel was van hierdie eerste inleiding. Mag die Here jou seën soos wat jy deur hierdie boek saam met my werk. Ek is maar 'n feilbare skrywer, feilbare mens, en hierdie is my stukkie
openbaring wat ek graag met jou wil deel, maar die lekker van hierdie kursus is wanneer ons saam as gelowiges, ook ander wat hierdie selfe goed sien wat ek sien, en ons begin dit hoor en resoneer en almal soos 'n woud. En dis hoekom ek daai prentjie gehad het van nie net een boom nie, maar 'n woud, 'n oasis, 'n Eden van groot en sterk bome wat dan saam 'n ekosisteem, 'n kultuur vorm van gesondheid, van heling en van welheid in Christus Jesus. Genade en vrede vir jou. Baie dankie. Soos jy sê, dit is nie net vir elke dag kerk toe, of as een keer 'n week kerk toe kom, maar as jy inspaar stap in iemand klaar by jou oor 'n oor wat pyn of iets, lê jou hand op en bid vir daai persoon. As jy uitstap en iemand soek 'n broodjie, gaan koop vir hom 'n broodjie. Doen daai praktiese goed en nie net altyd te praat van om te versorg, om 'n liggaam te versorg nie, maar praktiese goeders en om lewe te spreek, woord te spreek oor iemand in jou situasies. Soos ons nou met Lisa wat die koshuisplek gehad het, dat jy net kan sê ons vertrou die Here dat hy vir ons gaan deurkom en Amen. ja, en om dit fisies te sien hoe dit 'n werklikheid raak en nie net hoe jou geloof moet uitsit vir situasies. Ja. Om woord te gee word 'n daaglikse ding. Ja, dit is nie iets Ja. wat vir jou vreemd is nie en ja, dit is maar net Om Jan se microfoon was op standby. Hy's alles werk. Ja, hoe baie is dit geestelike volwassenheid is om my die ons op te bly op. En konstant van gees met praat met God. En ook dag net weer te sê jy's welkom by my. So. En wat vir my so profound was is die menslike ontwikkelingsfase en hoe dit parallel loop met jou geestelike ontwikkeling. So ja, dit was vir my 'n baie mooi eye-opener om dit te kan sien en om die ontwikkelingsfase van die mens, om te begin by jou babajare en om te gaan na waar jy heeltemal pensioner raak, om daai parallelle te trek, dat dit wat in die natural is, hoe dit eintlik gaan versus die supernatural. So dankie vir dit. Dankie Dit is very Anita. profound. En hoe die titels, die leerstellinge saam met dit praat, soos om die apostel te wees, waarvan is jy bewus? Om die profeet te wees, om die leraar te wees. So ja, is vir my baie smart. Ons gaan daai goed gaan Dis ontdek. vir my 'n Dis eye-opener. 'n oopmaak. Ja, Wow. dankie. Wie is hierdie kant? De Vries julle? Daar's hy. Dis aan. Ja, Jan, vir my is ek is evangelis, so vir my is geloof is 'n aksie. En vroeg in my lewe geleer, geloof is 'n aksie. Dit help nie ek bly meer stil nie. Daai dae is verby. Ons kan nie meer stil bly nie. Ons Ja. mag nie meer stil bly Ja, nie. amen. Soos daai verlore siele, ons kan nie meer stil bly nie. Ja. En vir my is dit, ek sê nou eendag van ons huiskerk of hulle, vir my is die maklikste, as ou nie wil vir my luister en sê van, weet jy wat, daar's twee gegewens, jy's gebore en jy gaan doodgaan, jy weet dit. Ja. Waartoe gaan jy as jy doodgaan? Ja. Ek weet waartoe ek gaan. My naam is in die boek van die lewe geskrywe. Kry jou saak reg. Kom, laat Dit ons is so mooi. Dis eenvoudig. Gee daar vir die Jenny, yes Jenny. Okay. Ek is mos nou 'n teacher. So my laaste skrif was praat die waarheid en doen die regte ding. Sagaria. Ja. En laat jou hand sterk wees. So baie dankie Jan. Dit is ook 'n oproep vir die teachers, is om altyd die waarheid te Ja. praat Ja. en te teach, Ja. al in die woord. Ja. So dit het met my gepraat. Nog iemand hierdie kant, Pieter, julle daar, wil julle iets sê? Jan, ek wil maar net sê vir die kursus as sulks dan sê ek dankie dat hierdie kursus op ons pad gekom het. Jy weet, dit is Amen. 'n bietjie van 'n bevestiging wat ek na uitsien, wat ek glo sal wees vir
om seker te maak dat ons die basics reg het en in Mm. plek het. Mm. En nuwe rigtinggewings of 'n nuwe rigtinggewers te wees vir ons pad vorentoe. Sodat Mm. ons kan seker maak dat ons in God se wil bly en ons doel dien waarvoor hy ons geskape het. Sjoe, mooi. Susan, hierdie kant, wil jy iets sê, Susan? Daar kom die mikrofoon. Ja, weet jy, vir my is dit maar net hierdie verhoudings groei gedurig Mm. om mekaar te leer ken. Partykeer hou jy baie van die persoon, partykeer dink jy weer nee, kyk vandag en daai groei. En dan net hierdie gedurige oop wees om te sien en te hoor. Sure. Ek het Sondagoggend by die offering het dit skielik by my gekom, hierdie seentjie met hierdie visse en brood. Ek bedoel, hy kon net sowel gedink het, nee, kyk, hierdie ouens kon vir hulle self versorg het. Ek gaan nie wys wat ek het nie. Ek gaan my goed hou en hier agter 'n bosloop lekker eet. Ja. En dink net wat 'n seën het hy gekry Ja. deur Jesus sou wel 'n plan gedoen Ja. het. Hy het nie regtig dit nodig gehad nie. En dit het skielik by my net so gekom, as ons nie gee wat ons het nie, dan ly ons skade. Jesus sal iemand anders kry, Ja. hy sal 'n manier kry. Mooi. Dit ja, so daai gedurige groei, hoor verhoudings. So mooi. is maar net vir my. Dirkie, laaste woorde daar by jou? Of Renel, daar François? François? Ja. Ja. Ja, ja. Sy saam opgroei, né? François is 'n herder, ek kan dit dadelik hoor. Dirkie. Laaste woorde. Ja, die groei na geestelike volwassenheid was vir my 'n ongelooflike pad. Die oopbreek en die bewusmaking van die werking van die Here, eerstens om sy stem te hoor, tweedens om die werking van die Heilige Gees te sien en te ervaar. En dit was vir my soos dopamine, dit is wat ek net wil kry. Ja. Maar nee, dis nie dit nie. Ek sê dis juist dit. Ja. Ja. Weet om te sien hoe 'n profesie raak. Ja. 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 Om die gawe van tale te ervaar. Ja, nee. Nou Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel was. Dit is ons eerste aand. Julle is welkom die boek te bekom. Ons sal hierdie week dit versprei en koerier na diegene wat dit wil bestel. Gee ons net 'n likeie dat ons dit kan kry. Jy kan vir ons daar 'n inbox. Vir julle wat deel was vanaand, dit was nou lekker. Vader, seën ons saam wees. En Here, dankie dat ons geestelike groei nie van ons alleen afhang nie. Maar U help ons en U wil ons laat groei en ontwikkel in die volheid wat U vir ons bestem het. Amen en amen.